Patricia de Lille het die afgelope 40 jaar ongeregtigheid beveg in die politieke arena. Dit was in 2003 wat sy die eerste vroulike parlementslid geword het met haar eie politieke party. Sy was benoem as die beste burgemeester in Mei 2013. Wyle Nelson Mandela het haar beskryf as 'n sterk, beginselvaste vrou en sy gunsteling oppositiepolitikus. Patricia de Lille is getroud met 2 kinders, geniet golf en luister graag na musiek en lees in haar vrye tyd. Patricia, welkom by die Groot Ontbyt. Dis 'n groot plesier. Nou, het jy ooit kon dink as 'n jong meisie dat jy die burgemeester sou wees van een van die wêreld se mees beroemde stede? Wel, definitief nie. Jy kon nie eens droom dat jy ooit 'n burgemeester sou word nie, want ons het nie die stemreg gehad nie. Ja. So na 1994 toe dinge nou verander het, toe het ek 'n begeerte gehad om eendag 'n diens, jy weet 'n bediende van die mense te wees om dienste te lewer. En vandag sit ek hier om die mense van die stad Kaapstad te dien en ek is baie nederig om dit te kan doen om seker te maak dat almal gelukkig is. Wow, absoluut. Ja. Waar het jou liefde en die passie begin vir politiek? Op die 16de Junie met die protesoptogte wat spontaan reg oor die land ontstaan het, was een van ons buurmense se seentjie doodgeskiet ook. En ek het net besluit, jy kan nie meer stil sit nie. En so dis eintlik daar wat ek meer voltyds betrokke geraak het in die politiek. Ja. Nou, Augustus maand staan hoofsaaklik bekend as Vroue Maand. En ons hier by die Groot Ontbyt vier die wonderbaarlikheid daarvan. Maar daar's tog soveel vrouens wat deur pyn en smart gaan. Ja. En statistieke bewys dat 'n vrou elke 6 ure vermoor word deur haar intiem maat. Wat is jou gevoel oor hierdie statistieke? Wel, ek dink as Suid-Afrikaners moet ons se kop in skaamte laat hang. Dit is totaal onaanvaarbaar. Ons moet begin in plaas van Augustus maand net te praat oor die pyn en die mishandeling van vroue. Laat ons begin sê vir mense, hulle moet nie slagoffers van hulle eie omstandighede word nie. Maar hulle moet sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie slegte dinge met my gebeur nie. Is daar enigiets wat ons Suid-Afrikaanse leiers tans doen om hierdie situasie beter te maak in ons land? Wel, ongelukkig is dit nie net die verantwoordelikheid van ons leiers nie. Die regering kan soveel iets doen, maar daar is soveel gebroke gesinne in ons land. Maar eintlik as albei ouers daar moet wees om daardie kind op te groei en op te laat groei met waardes. En ek is seker as ons daar kan begin met die familie, sal ons later aan in die lewe baie minder mishandeling van vroue en kinders het. Jy is 'n prominente vroueleier in Suid-Afrika en daar's baie vrouens wat vir jou admireer. Watter advies of wenke het jy vir ons as Suid-Afrikaanse vrouers wat 'n vol en 'n suksesvolle lewe wil hê? Ek dink baie van ons probleme as vrouens is wat ons self toelaat. Jy weet al die persepsie oor vrouens, dat 'n vrou se plek is iewers. Almal wil vir ons voorsê wat om te doen en ons aanvaar dit. Ja. My advies vir vrouens in ons land is daar's 3 woorde wat hulle moet uit hulle woordeskat verwyder. En dis om te sê, ek kan dit nie doen nie. Wow. Want jy kan enige iets doen as jy dit wil doen. Definitief. Ja. Nou, Patricia, ek wil graag hierdie vraag vir jou vra. Ja. Wie is jy wanneer jy nie in hierdie kantoor is nie? Ek voel die stad besit my. En is waar, mense kontak my enige tyd van die aand of van die oggend en wat ook al. Maar as ek nou nie by die stad is nie en ek het tyd vir my familie, ek het 4 groot babas, ek het 4 huskies. Hulle liefde vir jou wat hulle vir jou weerspieël is altyd daar. Hulle praat ook nie terug nie. So my diere help my baie om my stres te verwerk, want as ek alles sing in die aande, dan vergeet ek van alles. Maar anders is ek 'n doodgewone mens, soos enige vrou daar buite is. Baie dankie. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy tyd gemaak het vir ons vir vandag. Ek weet jy het 'n baie tight skedule, maar dit was wonderlik om met jou vandag te kon praat. Dit is 'n groot plesier. Dankie vir die geleentheid.
En dit was Patricia de Lille, die burgemeester van die Kaap. Tot 'n volgende keer, ons maak weer so.